Dirk, jy is die direkteur van rugby by Menlo. Baie dankie dat jy ons die oomblik genoem met jou te gesels hier op Blindside. Dis altyd vir ons 'n voorreg. Dirk, daar was duidelik 'n bietjie van 'n decline in Menlo rugby 'n paar jaar terug en ek wil nie regtig daaroor praat nie. Ek wil eerder praat oor hoe jy dit reg kry of reg gekry het om so vinnig weer 'n nuwe Menlo wat ons sien op die veld in plek te sit. Ja, Thys, eerstens baie dankie. Dit is baie lekker dat julle vandag hier so by ons kom kuier en dat ons die geleentheid het om bietjie meer te praat oor Menlo rugby. Om jou vraag te beantwoord, ek dink dit het baie te doen met ons nuwe hoof, meneer Kobus Hartman, wat sy vertroue in my en my span gestel het om die rugby prentjie vorentoe te vat hierso by Menlo Park. Daar's so omtrent bietjie langer as 18 maande, so 2 jaar gelede, het ons 'n proses begin met 'n paar rolspelers, onder andere Bialere, die nuwe hoof, Nico Serfontein het 'n aansienlike rol gespeel uit 'n konsultant oogpunt uit om beleiding in die program te bring en stabiliteit te bring ten opsigte van strategiese prioriteite. Ek dink die grootste katalis vir ons as Menlo Rugby was gewees, ons moes gaan vasstel wat vir ons belangrik is, wie ons is as 'n rugbyprogram, as 'n skool, en ek dink die belangrike ding, en ek dink dis dalk waar baie mense die pot missit, is almal het 'n prentjie van 'n ideale rugbyprogram en hoe dit moet funksioneer, maar die skool bly die eerste prioriteit. Dit bly 'n skool, bly 'n instansie waar opvoeding moet plaasvind, en om jou rugbyprogram om daai model te bou, dink ek het was van groot waarde vir ons gewees. Ons het gaan vasstel dat ons is 'n gemengde skool. Jy kry natuurlik die twee modelle in Suid-Afrika, jou seunskool en seunskole model en dan jou gemengde skole model. En ek dink tot 'n mate is dit baie onrealisties as jy nie 'n gevestigde program het soos 'n Parelgym wat al lank kom in die gemengde skoolmodel en jaar na jaar kompeteer en hulle derbies het nie, en 'n tradisieryke skool is soos 'n monument wat al 100 jaar staan, 'n tradisieryke rugby skool is wat jy daai gevestig het nie. Moet ou realisties wees met waar jy is, wat dit aan betref, en dit is altyd lekker vrae om te antwoord nie en terug te kyk en in 'n hersieningsproses nie, en ons 'n paar moeilike goed wat 'n ou die weg moet ruim, maar toe die oomblik wat ons besef het wie ons is, waarvoor ons staan, waartoe ons wil gaan, daai identiteit was regtig van kardinale belang vir ons as Menlo Rugby, ja. Jy kan ek wil amper die Engelse woord alignment sien, want met die afrigters gepraat het, die spelers wat ons gepraat het, almal ouers, almal het 100% ingekoop daarin. Hoe meer mense inkoop in die proses, hoe makliker is dit vir die ouens wat actually die harde werk moet doen. So kudos vir dit, dat almal ingekoop het, en uit die aard van die saak het julle dit reg gekommunikeer. Julle het 'n mooi balans ook vir my tussen buiteafrigters en onderwysers wat saamwerk om dit te doen, en ek moet sê Garsfontein doen dieselfde. Van die ander skole doen dit nie regtig nie, is maar meestal onderwysers. Wat is die geheime resep daarvan? Want dis nie noodwendig almal old boys nie, inteendeel, ek dink nie daar's baie old boys wat betrokke is nie, maar meestal ouens wat belang gestel het om te kom help. Wat is die goue resep daar? So vir ons, ek kan net natuurlik praat oor ons model. Ons het gaan vasstel dat ons het 'n prestasiekant van die program wat hoofsaaklik ons ons B-spanne is, wat ons as squads laat saam oefen. So natuurlik die intensiteit, die aandag aan detail, die beleiding soos wat jy dit regtig genoem het, gaan natuurlik van 'n hoër kwaliteit moet wees en daar gaan 'n hoër oefenfrekwensie moet wees om dit te kan bewerkstellig en die nodige doelwitte daar te bereik. En dis nie altyd wat 'n ouetjie wat net wil rugby speel wil doen nie. Hy wil sy 2 keer 'n week kom oefen, hy wil saam met sy pelle bietjie touchy speel, hy wil bietjie Menlo Essentials doen wat ons fundamentele vaardighede soos wat Andries ons eerspan afrigter net nou genoem het, en hy wil net 'n lekker tyd hê waar hy 2 keer 'n week direk na skool kan rugby oefen saam met sy meneer en Saterdag vir sy skool rugby speel en gaan ondersteun op die paviljoen. En dit was vir ons belangrik om daai balans reg te kry, en ons het agtergekom met Menlo Park wat een van die top akademiese instansies in die land is, natuurlik as ou verwys na hoërskole met die rekord wat reeds gevestig is. Ons kan nie ons onderwysers ook oorlaai met 'n intensiewe rugbyprogram nie, want hy gaan nie altyd nodig die voorbereiding hê nie. Hy gaan nie altyd met al die druk met ouers wat kom sien en oueraande en al daai goeters by dieselfde kwaliteit uitkom wat ons graag verwag om prestasie te dryf van 'n rugby oogpunt af nie. So hulle het rolle in die prestasiekant, maar grootendeels op die stadium is dit buite afrigters, en hulle verstaan die kind se hart. Hy staan in die klaskamer, hy staan so, hy weet presies wat die ouetjie deurgaan, wat die huishoudelike omstandighede is. Ons is baie bevoordeel dat die meeste van ons onderwyserpersoneel
in die koshuis is, so hulle ken die seuns op heeltemal op 'n ander vlak en op 'n persoonlike vlak. En ek dink die kombinasie van die twee en die een ding wat ek voor dankbaar is met die buiteafrigters en die onderwyserafrigters is die onmiddellike inkoop wat daar was in die program. Die holistiese benadering vir 'n Menlo rugby seun dink ek is die ding waar almal by ingekoop het en die ideaal waarby almal ingekoop het. En op die einde van die dag, daar's nie egos in ons program nie. Almal respekteer mekaar en almal weet elkeen van ons 'n rol om te speel vir die groter prentjie. Daar is egos. Kom ons praat gou daaroor. Daar's soveel skole waar dit eintlik maar die grootste kniehalter is om die sukses te behaal. As daar egos binne in so 'n omgewing is. En jy praat nou van afrigters. Ek praat oor die wye spektrum daarvan. En weer eens wil ek terugkom na waarvoor ons staan. Ons wil jy sê rugby se beginsels moet reg ondersteun word deur al die rolspelers, afrigters, spelers, ouers, old boys. En ek wil julle geluk wens. Ek dink julle het reg gekry wat baie skole lank vat om tot 'n herstel te kom waar soortgelyke probleme wat julle getref het, hulle getref het. En ek wil julle alle sterkte toewens. Die naweek is 'n belangrike een vir julle. En meer so amper oor, en sad om dit te sê, maar meer so oor die bemarking van die graad 7 ouetjie van hierna toe kan sukses breed sukses. Dit is maar net wat dit is. Maar ek wil vir julle sê dit lyk of julle die regte pad is. Sê gou vir my hierdie wedstryd van die naweek. Hoe belangrik is dit vir nie net vir daai span wat speel nie, julle het meer as een span in die playoffs. Hoe belangrik is dit vir die skool regtig om goed te presteer hierdie naweek? Kyk, ons het nou nie soos die Blou Bulle en die Leeu se jeugskei daarby nie, maar ons het 'n N1 daarby met ons buurskool oor kan die snelweg. Nee, van nature, daar's altyd maar baie emosie betrokke om teen 'n buurskool te speel en veral as ons so baie op die spel is soos 'n semifinaal. Dink ons twee seuns net nou Andrew en jy net daarin geraak. Daar's baie hoe kan ek sê, dis baie persoonlik vir die seuns en vir die skool. Roy het ook aangeraak te bemarkingsoogpunt uit Garsfontein wat gesien word as 'n gevestigde rugbyprogram. Dit sal boekdele spreek as ons die job kan gaan doen hierdie naweek vir 'n nie erkende rugbyprogram soos wat daar verwys word in die media nie. So dit sal vir ons belangrik wees om te weet dat ons dieselfde rugby geleentheid vir 'n kind kan skep met 'n holistiese benadering met akademie en somersporte ook. Okay, so ons staan nie bekend as fake news nie. So dit wat jy vir ons sê is belangrik, wat ons wil graag ons kykers inlig. Hierdie is nie net sommer 'n rugbyprogram nie, julle doen die regte goed. Julle is 'n gevestigde rugby skool. Ons het dit ook mekaar sê, Menlo het sy geskiedenis. En ek wens julle alle sterkte toe en dit is vir ons lekker om julle te kon besoek, die waarheid te hoor en die persepsies daar buite te verander. Baie sterkte vir die naweek en baie sterkte ook vir julle toekoms 2026 going forward. Mag hierdie skool net van krag tot krag gaan. Baie dankie vir dit.